om die Here te dien. Lekker om sy naam groot te maak, om sy lof te besing. As jy Bybel saam gebring het, blaai julle saam met my na Johannes die 19de vers toe. En ek wil jou aanmoedig om jou Bybel saam te bring. Ek weet die skrif is op die bord, maar ek sê altyd, het is goed om dit uit jou eie woord uit te lees. Want as jy jou Bybel hier het en jy lees dit, dan sien jy iets wat jy lang al moes gesien het. Dat God praat deur sy woord tot elkeen van ons. Amen. Die Bybel sê in vers 2 hierdie woorde: en die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg en 'n kleed op hom gewerp. En dan wil ek na vers 5 toe gaan asseblief. En Jesus het uitgekom buite toe, en die doringkroon en die purperkleed gedra. Die Pilatus sê vir hulle: daar is die mens. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons môre kan verklaar, Here, dit gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, want U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe, en dat ons sal hoor en verstaan dat U vanmôre met ons wil deel. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En die volk van die Here sê: Amen. Amen. Ek het vanmôre, terwyl ek besig is om voor te berei, die Here met my hierdie gedeel, en ek wil dit graag deel, soos wat die Here dit met my deel. Dis interessant, dat die soldate het gegaan, en vir hom 'n purperkleed aangetrek. Hulle het 'n paarskleed oor hom gegooi, en 'n kroon op sy hoof gesit, en dit ingekaf in sy kop in, wat vol dorings is, om hom dan te salf, of om dan te kroon as die koning. So ons snaaks dat die Pilatus uitkom, en hy kyk na hom, toe sê hy vir hulle hierdie woorde: daar is die mens. Ek wil hê julle dit vanmôre hoor, want hy sê iets wat pertinent belangrik is. Hy sê, daar is die mens. Jy sien, Pilatus het gedink, hy stel voor die koning van die Jode. Pilatus het gedink, hy gaan hom voorstel as die gebroke mens, iemand wat uit mekaar geslaan gaan word, iemand wat gespoeg gaan word, iemand wat gekruisig gaan word, maar hy sê daar so die vorige vers en sê, ek vind geen fout in hom nie, dus ek kom oorgee na Here toe, maar hy sê iets, hy sê, daar is die mens. Pilatus probeer laaste maal iets wys wat vanmôre vir ons 'n verandering kan bring, want Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. Hoekom sê hy dit? Want 'n mens maak foute. 'n Mens oortree. Hy probeer op hierdie spesifieke manier wys, hy's net 'n mens. Hy word aangekla van dinge, maar hy probeer vir hulle vertel, hy bly 'n mens. Hy probeer vir hulle wys, dis dalk in julle oë iemand anders, maar hy bly 'n mens. Maar wat hy nie besef het nie, hy het iemand probeer voorstel wat gebroken is, en hy probeer om hulle voor te stel aan 'n mensgedeelte van Jesus. En wat vir my mooi is, wat vir my reg is, maar wat hy nie geweet het nie, is uiteindelik die lam van God bekend gestel. Hy wys vir hulle iets wat anders is. Jy sien, dit het my nogal gevat, toe ek dink dat die soldate het hom gekroon om 'n bespotting te maak van die Jode, het hulle hom gevat en 'n doringkroon in sy kop ingeslaan, maar min het hulle geweet dat hierdie kroon ewigheidswaarde
sal hê, want daar was 'n rede daarvoor, daar was bloed aan gekoppel. Dit was vir my mooi gewees, toe ek daaraan dink dat, toe hulle hierdie kroon op sy kop inslaan, het daar dorings ingekom, maar daar bloed uitgevloei, wat 'n betekenis gehad het, dat dit is nie waar, dit sal eindig nie. Want jy sien enige verbond wat in die Ou Testament aangegaan was, moes met bloed verseël gewees het. As dit dan 'n offer was, moes dit in die bok se keel of die skaap se keel afsny, dat daar die bloed teen die altaar gespat kan word. Men het hulle geweet dat elke druppel bloed van Jesus wat daar sou gevloei het, teen die altaar gespat sou word. Wat altaar, pastoor? Die altaar wat hy praat van in Romeine, waar hy sê, ek stel my liggaam as 'n lewendige en 'n welgevalle offer voor God. Waarvan praat hy? Ek word elke dag op 'n altaar geplaas en ek sê, Here, ek behoort nie aan myself nie, ek leef nie meer nie, maar Christus leef binne in my. Gaan nie oor vanmôre oor wat ek wil hê nie. Daar word 'n kleed oor sy skouers gegooi. Die koninklike kleed was pers. En hulle het gevat en 'n pers kleed oor hom gegooi. Ek glo nie dit was die koning se kleed nie. Dit was sommer 'n stukkie lap. Maar wat hulle nie besef het nie, is die oomblik toe hulle daar die lap oor sy skouers gooi, toe staan daar 'n koning onder 'n kanstige mantel. En dit het my dadelik geraak, dat die koning van die konings het nie 'n regte mantel op sy skouers gehad nie, maar iets wat kama, iets wat nagemaak is, om 'n bespotting van hom te maak. En dadelik, toe ek hieraan dink, toe dink ek, is dit nie hoe baie mense se godsdienst lyk nie. Hulle dien God, maar hulle sit 'n kama beeld voor. Hulle probeer iets doen om hulle self te verdoesel en weg te steek. Hulle probeer iets doen om te sê, dit is dalk net 'n beeld. Maar iets wat my laat dink het, was die feit dat hy sê, daar is die mens. Vers 6 sê baie interessante ding, en ek wil dit vir jou lees. Hy sê, toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skree hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê van hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Ek kan nie sien hoekom julle hom wil kruisig nie. My kleinkind het al baie keer opgestaan in die môre, dan sê hy vanmôre, hy wil 'n superhero wees. Dan trek hy sy superhero kleertjies aan, want hy gaan skool toe as 'n superhero. En dadelik dink ek daaraan, hierdie mense het gedink die kleed is wat hom gaan maak. Kan ek vandag vir jou sê, sy kleed het geen invloed gehad op wie hy werklik was nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, jou kleredrag het geen invloed op wie jy werklik is nie. Is wat binne in jou hart aangaan, is wat God raak sien, dis wat God bepaal, wat vanmôre maak wie jy werklik is. Jy sien, ons is so maklik om iemand te vat en om te kritiseer, of so maklik om vir iemand te lap om sy skouers te gooi. Ons is so maklik om iemand te vat en te spot oor wat sy besluit is, wat hy gemaak het. Dis interessant dat toe Jesus die intog gedoen het in Jerusalem, het almal geskreeu, Hosanna aan
die seun van Dawid. Hy het gekom het om te verlos die volk. Hulle het geskreeu, Hosanna, wat beteken geseënd is hy. Hulle het geskreeu, Hosanna, wat vertaal kan word en ook kan beteken die verlosser het gekom. Hulle het nie besef nie, maar wat hulle daar uitgeskree het, so 'n paar dae daarna teen hom getel het. Nadat Jesus gesê, hy is koning van die Jode nie, maar dis waarom hy gevonnis was. Dis nogal snaaks, dat mense partykeer dinge sê oor jou, dan is ander mense veel oor. Is dit so? Hy is 'n goeie werker. Dan die ouens wat om jaloers is, ja maar. Jy weet hulle, daar's altyd mense wat val oor dit wat op jou skouers gegooi word. Daar's mense wat struikel daaroor, toe ek vanmôre wakker word, toe sê die Here vir my, ek wil hê jy moet vanmôre uitkom onder die kleed wat mense oor jou gooi. Ek wil hê jy moet uitkom onder dit wat mense van jou dink. Ek wil hê jy moet uitkom onder mense se gedagtegang en mense se denkrigtings. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, die kleed bepaal nie wie jy is nie, maar ek dank God vanmôre, sy bloed bepaal wie ek vanmôre is. Geen kleed kan my koningskap of kunskap gee nie, maar sy bloed het bepaal. Ek is 'n vrygekoopte, 'n bloedgewaste, 'n wedergebore, 'n geesvervulde kind van 'n lewende God. Dis wie ek in Christus Jesus is. Kyk of jy langs en sê van jy lyk nog mooi vanoggend. Maar as jy nou vir jou vrou 'n mooi kompliment wil gee, sê van Jesus, maar jy het 'n mooi tabbertjie aan. Jy weet, so 'n mooi dingetjie aan. Dis nogal snaaks dat ons reageer baie keer op dit wat ons geniet. Is dit die waarheid? Jy trek vanmôre 'n mooi dingetjie en staan jy voor die spieël en dink jy, vanmôre gaan ek komplimente kry wat ek is. Ek lyk nice. Vanmôre voel ek sommer goed want ek lyk goed. Kan ek maar vanmôre vir jou sê, toe hy het mekaar geslaan was, toe hy het doringkroon op sy kop gehad het, toe hy daar aan 'n kruis vasgeslaan was, dis dit eintlik wie hy werklik was. Hy het gekom om te sterf vir al jou sondes en al myne. Hy het gekom om aan 'n kruis te hang, om jou te verlos van ander mense. So peace oor jou. Hoekom reageer ons so maklik op ander mense se opinies? Hoekom reageer ons so maklik op wat ander van ons dink? Mag ek vir jou sê, vers 5 sê, daar is die mens. Hy probeer wys dat die mens sal opvat en oordeel. Want ons is mense. Ek dank God dat Jesus het daar gestaan en hy het gesê, daar is die mens. En almal het net 'n mens gesien. Maar dit is snaaks dat die oomblik toe hom verhoog, die oomblik toe hom aan 'n kruis hang en daar duisternis oor die aarde uitbreek, het baie gesê, hy was die seun van God.
Jy sien, oë word geopen, nie in die beste tye van ons lewens nie, maar in die moeilikste tye van ons lewens. Ons oë word nie oopgemaak wanneer dit met ons goed gaan nie, maar wanneer dit met ons swaar gaan. Ons oë gaan nie oop wanneer ons dink ons is op die regte plek nie. Ons oë gaan oop wanneer ons kyk na die kruis en sê, o Here, hy was die seun van 'n lewendige God. Wat het ons gedoen? As dit 'n gewone koning was, en ek wil hiermee klaarmaak, as dit 'n koning was van 'n ander land, en sy seun word gekruisig, sou hy 'n leermag gestuur het om wraak te neem. Hulle sou 'n fout uitgevind het. Maar niks het gebeur nie. Jezus het sy asem uitgeblaas en daar die kruis. En niemand het gekom om namens hom te beklei nie. En ek nog aan hierin gaan dink, want ek dink dit moes 'n moeilike een wees. Maar as iemand vandag my seun seer maak, ongeag hoe oud hy is of hoe groot hy is, ek sal instap. Want het bly my seun. Ek het daaroor gaan dink, want die mens sou beklei het. Maar die God het gesê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen. Ek is so bly, ander mense het 'n mens gesien. En wie weet die ergste van ons, daar's mense wat vandag nog 'n mens aan 'n kruis sien. Toe ek vanmôre opkyk, toe sien ek nie 'n mens nie. Toe sê ek waarlik, hy is die seun van God. Jy sien, jy kan iemand vat en hom opmaak as 'n koning. Jy kan hom die mooiste klere aantrek, die beste ring op sy vingers sit, beste kroon op sy kop sit, maar ergste sal sy karakter se vloer deurkom. Maar jy kan 'n koning vat en jy kan hom toegooi met 'n lap. Jy kan hom slaan met 'n sambok of met 'n kats. En jy kan doen wat jy wil, sy karakter sal dieselfde bly as toe hy ingestap het. Jesus het nie een keer aan die kruis gaan en gesê, Here, verlos my nie. Toe in Getsemane was, het hy gevra, Vader, as dit nie wil is, dat hierdie beker by my verby gaan. Maar nogtans nie my wil nie, dat nie wil geskied. Wat probeer ek vir jou sê vanmôre? Sy doel was om jou te red. Sy doel het nie gegaan oor homself nie. If it was about him, he wouldn't have died.
But it was never about him. It was about you. So ek wil vanmôre vir jou sê, mense kan jou opmaak as 'n kind van God. Mense kan jou opmaak as die grootste sondaar. Mense kan jou opmaak met die beeld wat hulle van jou wil skep. Maar dis dit wat binne in jou is, wat sal bewys wie jy werklik is. Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Ek wil hier niemand verdronk kyk nie. Ja, ek gee nie vanmôre om hoe het buite lyk nie. Wat saam maak, is wat binne in my aangaan. Wat saam maak, is my karakter. Wat saam maak, is hoe God my sien. Wat saam maak, is nie wat 'n mens dink nie, maar wat God vir my dink. Ander het vir Dawid gesien as 'n skaapwagter, God het hom as 'n koning gesien. Ander het vir Josef as 'n slaaf gesien, God het hom as 'n regeringer gesien. Vanmôre sê God, skud af die kleed wat op jou skouers is, wat mense op jou gegooi het. Laat jou karakter bewys wie jy is. Stoor wat sy karakter, die dag toe Jesus aangeneem het as my verlosser en zaligmaker, het sy bloed in my are begin vloei. En dit gee vir my die karaktertrekke van God. Ek lyk soos hy, ek dink soos hy, ek praat soos hy, ek klink soos hy. Here, laat dit vanmôre weer sal opstaan. Nie wat mense van my sê nie, maar soos God my sien. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek wil die beeld wat ander van my het, van my afgooi. Of vanmôre die mantel afgooi, wat die soldate op my gegooi het. Ek wil geken word, om wat binne in my is. As jy vanmôre so voel, steek op jou hand nog op, wat saam met jou bid, dankie vir die handen wat opgaan. Hoe vaar as jou handen gesteek, het sal nie saam met opstaan, asseblief. Hoe graag saam met jou bid. Dis nie vanmôre wat oor my is nie, maar is wat in my is. Onze Vader, wat in die hemel is. Ek kom vanmôre na u toe, in die wonderlike naam van die Seun, Jesus Christus. Here, ek wil vanmôre na u toe kom en sê, vat weg dit wat mense oor my gegooi het. Maar laat my karakter van God sal begin opstaan. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, kom maak my sterker in my binneste. Ander kan dalk 'n mens sien. Here, maar ek weet u sien u kind. En daarom wil ek vanmôre kom en sê, Here, verander my hart, verander my gees, verander my, Here. Ek kom net soos wat ek is vanmôre, gebroken, stikkend geslaan, deur omstandighede vernieuw. En dis dalk hoe my voorstel vanmôre, daar is die mens,
hierdie is tydelik. Hierdie is 'n kleed wat ek eendag gaan afgooi, wanneer my verganklike met onverganklikheid bekleed word. Wanneer ek gaan na die plek toe, dat U vir my voorberei het. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos U nie. Want U kom toe al die lof, en al die eer, en al die aanbidding van my hart, in Jesus wonderlike naam. Amen, amen. Ek kan die sitplekke neer. Dan vraag ek die broers wat saam met die tafel drie na vore gaan kom. Hoe gaan we denken, jou deel, as Afrikaanse spreekwoord, wat sê, dra aan begonderen. Ken julle die spreekwoord? Hy bly nog steeds in die ding. Dis wat die spreekwoord sê. Ek wil vanmorgen dit vir jou sê, jy kan vandag 'n goue ring aan hê, maar as jou binneste vrot is, sal die karakter wat jy uitbring vrot wees. Dis hoe het belangriker is om binnekant heel te wees. Binnekant God se karakter te hê as enigiets anders. Ek wil nie hê mense moet sê, ja, dit is 'n kind van die Here maak nie. Ek wil hê mense moet sê, wow, dis 'n kind van die Here maak. Dat die karakter wat binne in my is, God se karakter sal wees. Amen. Ek is so bly dat toe Jesus die aand aan die tafel sit, het die brood geneem en hy het gebreek. En hy het gesê, neem eet, hierdie is my liggaam. Iets wat my fenomenaal was, rondom die liggaam gedeelte, is dat hy het met hulle gedeel en gesê, eet dit, want dit verbind jou aan my. Want jy sien, as ek in hom is, en sy liggaam is in my, dat ek die karakter van hom. Die beker, die baie interessante ding, want diezelfde beker, wat hy gevra het, hoor mooi, Here, as dit U wil is, dat die beker by my verby gaan, praat Jesaja van, en hy sê, die beker van grimmigheid is leeggedrink. Ek is so dankbaar teenoor God, dat Jesus in die beker leeggedrink. Want wat beteken? Daar is nie grimmigheid van my oor nie. Maar wat hy ingegooi het, was sy bloed. En sy bloed bring vryheid. Sy bloed bring genade. Sy bloed bring liefde vanmôre. En dis wat hy vanmôre vir ons instoor. Amen. Kom ons bedien die volk, dankie broers.